Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is vandag hier in die Bethlehem area. Ek praat hier met Charles van Sensaku/Syngenta. Sonneblomme. Okay. So, hulle het 'n teelprogram wat hulle in Suid-Afrika wat baie cool is, dat hulle gefokus het op hierdie ding. Hulle weet jy as boer is 'n prysnemer. Hoe kan hulle vir jou daai ekstra uitkry? En hulle het 'n hele olie ding hierso waar jy 'n premie kry op jou olie ensovoorts. Maar kom ons vind uit, want ja, olie is een ding, né? Maar opbrengs is op die einde van die dag waaroor die besigheid gaan. So Charles is hulle teeler, of hy bring die goeders van Argentinië, waar ook al hiernatoe, en dan kyk hulle wat hier werk. Kom ons vind uit, hoe gaan hierdie besigheid vir jou waarde toevoeg, en hoe presies besluit hulle wat maak die kat. Charles, hoe lyk dit? Lekker en jy, Choopie? Nee, doodstil, rustig. Wel, jy het 'n groot smile op jou gesig, né? Ja wel, Choopie, jy kan sien hoe lyk hierdie sonneblom. Ja, nee, ek is gelukkig. Sê vir my, by Sensaku, julle het nou die afgelope paar jaar, ek dink wat julle uniek maak in die mark, julle het nou eers begin met daai, en ek kan nooit sy nommer presies reg onthou nie, so jy moet my maar mooi help. Dis die SA3970, né? Dit is korrek. Dis sien ek Ja, tyd, nee. net bietjie tyd nodig gehad. Dis al 'n fossiel. Maar wat daai kultivar uniek gemaak het, en hy's op julle hardloop nog steeds met hom, is die feit dat hy ongelooflike hoë olie het, en julle kon dit toe regkry om vir die boere 'n premie te kan gee gebaseer op jou olie ensovoorts. Maar nou met daai cultivar, julle het nou net die een gehad, het hy ook betreklike tekortkominge gehad hier en daar, veral in die mark. En hoe is julle, sê vir my eerstens, hoe werk julle teelprogram en hoe het julle daai goed aangespreek en waarna kyk julle op die einde van die dag? Ja, so jy die woord olie genoem, Choopie. So olie vir ons is natuurlik 'n groot gedeelte van ons seleksie, maar ook opbrengs. Ons kyk nie net na olie nie, ons kyk na opbrengs ook. Maar opbrengs gepaard saam met olie en dan die premie wat die boere kry. Kyk ek in my teelprogram spesifiek na premie opbrengs. Ja. So dis 'n term wat dalk nie vir julle so bekend is nie, maar dit is al wat dit doen is dit vat die opbrengs, die olie en die premie wat betaal word, en dit skakel dit om in tonne mate. So dis 'n premie opbrengs wat die boer stroop op die einde van die dag. So dis amper jy kyk na opbrengs uit 'n, kom ek sê, omset per hektaar eintlik, en nie noodwendig net tonne per hektaar nie. Presies, mense wil dit eenvoudig maak vir die boer. So die boer praat in tonne en tonne praat geld. So op die einde van die dag, einde van die dag is dit hoe ons dit vir julle maklik wil probeer sê. Hierdie is die premie opbrengs van hierdie spesifieke. Sien, dis wat ek wil hoor. Ek wil net geld hoor. Dis al wat vir my belangrik is. Ja, nee, ons verstaan dit. Okay. So sê vir my op SA3970 oor die tyd, want toe ons die eerste video's oor hierdie ding begin doen het, toe is dit nog 'n betreklike nuwe ding, en daar's ouens wat ongelooflike goeie sukses met hom gehad het, en daar's op party areas wat hy weer so gedoen het, en party plekke het hy hele die bus uitgeval. Vertel my gou, waar werk daai ding presies? Okay. So 3970 is 'n goeie kultivar. Ons ken hom tradisioneel as 'n ding wat regtig goeie opbrengste kan gee, maar jy moet hom goed plaas. As jy hom nie gaan goed plaas nie, so hy hou van vroeg geplant word en hou van spesifieke areas. Hier in hierdie area waar ons nou is, Bethlehem, as jy hom vroeg plant, baie goed. Tradisioneel Lichtenburg area is hy verskriklike goeie kultivar, maar jy moet hom vroeg plant. Die aanpasbaarheid van die res van ons kultivars is nou weer iets anders. En ek wil nou by hulle uitkom, maar as jy sê vroeg plant, wat bedoel jy met vroeg plant? Tot en met wanneer kan ek hom plant? So ek persoonlik en die data wat ons sien, dink ons definitief nie enigsins as ons in Desember beweeg, het ons nou 'n ander portefeulje waar jy kan kyk. Maar vroeg plant vir my is November, dalk eerste week in Desember, definitief nie na 10 Desember nie. Jy weet, een ding wat ek wil sê is, en ek weet, jy's nou nie so betrokke by die koringkant nie, maar Sensaku het, en wat vir my ongelooflik lekker is as koringboer, is dat ek het 'n totale pakkie by julle, want jy weet, elke jaar is anders, dit reën op 'n ander tyd, whatever die geval mag wees, en ek het geweet, en die belangriker ding, dink ek, rondom dit is ook die kommunikasie, was nog altyd vir my deurgegee. Luister, hierdie cultivar plant jy tot en met 10 Junie, daarna switch jy, klaar. Dis die reëls wat op die ding neergelê word. Is dit dieselfde tipe beginsel wat julle op die sonneblomme dan nou volg, om vir my daai goed 100% al die
Research, wat's research in Afrikaans? Navorsing. Navorsing, dankie. Al die navorsing ordentlik te doen en sodat ek nie hoef op my plaas te gaan roei en stoei met daai nie, maar ek al klaar 'n baie goeie idee het wat, wanneer en hoe hy werk. Ja. Nee, presies, Choopie, ek dink jy slaan die spyker op die kop daarso. Wat ons probeer doen is om vir die boer te sê, ons ken die kultivar, ons het die data, en ons het hierdie kultivar nou al oor jare getoets en ons weet in watse venster werk hy, watse venster werk hy nie, in terme van die maturity klasse waarin ons hom klas. So ons gaan probeer tot die beste van ons vermoë die data bymekaar maak om vir die boer te sê, hierdie is hierdie kultivar se afsnypunt. As jy verby dit kom ons gesels met jou, kom ons kyk hoe jy op jou plaas iets anders uit ons portefeulje kan vat om vir die beste fit vir jou plaas te kan kry. Okay, maar nou hierdie kultivars val mos nog nie uit die lug uit nie. Nee. As dit so maklik was, het almal dit gedoen. Net 'n klompie saadjies al gaan gooi en dan kyk julle watter een werk nou mooi. Hoe werk julle, en ek neem aan dis van julle Syngenta programme af, daai tegnologie wat julle toegang het wêreldwyd. Vertel my 'n bietjie, hoe werk die hele storie tot laat ons op die einde van die dag hier kom waar jy vir my kan sê, okay, wie wat, hierdie 4 kultivars, hulle is nou die beste ding na gesnyde brood. Okay, ja. Nee, so ons het in Suid-Afrika gaan sit om die tafel toe Syngenta vir Sensako oorgekoop het in 2020. En ons het besluit watse strategie gaan ons volg om so vinnig as moontlik ons portefeulje te kan uitbrei, as ook om vir die boer goed te gee wat aangepas is vir die Suid-Afrikaanse kondisies. So ons het gaan kyk na ons Argentynse teelprogram. Syngenta het 'n ongelooflike sterk teelprogram in Argentinië, waar hulle omtrent amper 70% van die Argentynse mark het. So wat ons gaan doen het, ons het gaan kyk na die omgewings in Argentinië en hoe daai omgewings met Suid-Afrika korreleer, en ons het daar gaan fokus op baster selekteer vir die Suid-Afrikaanse mark. So dit was ons beginpunt, dis waar ons probeer kyk het of ons die mark vinnig kan penetreer, en wat ons van daar af gedoen het is om te sê, okay, nou het ons aangepaste materiaal in Suid-Afrika, kom ons gaan kyk nou in daai aangepaste pool waaruit ons geselekteer het, kom ons kyk dat ons net jaar op jaar met data op dit kan verbeter. So alle teelaktiwiteite gebeur in Argentinië, maar seleksie en datagenerasie in Suid-Afrika. Ons gee al hierdie inligting terug vir die span in Argentinië, en op grond van dit maak ons nuwe seleksies. So dit is eintlik in kort hoe die hele program werk tussen Suid-Afrika en Argentinië. En opbrengsgewys wat julle uit die goeders uit kry, ek weet dit is altyd 'n moeilike ding want jy sit met 'n klein huisie vol variables ensovoorts. Maar wat is die band waarin julle omtrent beweeg en hoe lyk die olie van die nuwe kultivars? Want dis een ding, kyk, 3970 ek wil nou net vir jou sê, nee, jy moet amper aan die agterkant van die stroper kan jy al begin olie uittap. En hoe vergelyk hulle olie gewys met hom en dan die opbrengsgedeelte ook? Okay, so hier agter my het ons vir SNK 270. So dit is een van ons nuwe kultivartjies. Hy is 'n medium laat groeier. So 270 se opbrengs is beter as 3970. So dit was die eerste ding waarop ons moes gaan fokus het. Is kom ons kyk wat is ons drawbacks op die oomblik, en ons het gesê kom ons fokus op opbrengs. En dan as jy gaan kyk na die genetika en die seleksie waaruit ons selekteer, die hele geenpool is 'n hoë olie geenpool. So 270 sit ons hierso met so gemiddeld tussen 45 en 48% olie. So sy olie is so klein bietjie rapsie laer as 3970, maar nog steeds verskriklike goeie olie en maar jy moet net bo wat wees vir die toer, dan kry jy 'n premie. In Suid-Afrika vir die premie om uit te betaal is 40%. 40%. So ons sit met tussen 5 en 8% bo dit wat jy moet hê om te kwalifiseer vir die premie. So maar stabiel, ongelooflik stabiel in terme van sy olie-inhoud. So wat die Hilux, dis nou wat se naam, Hilux sonneblom hierdie. Jy ry self voort. Ja, ek ry voort, maar ons boer met die Hilux sê, daar is nou elke ding in sy plek, nee. Ja, hierdie dingetjie het ons nog in hierdie paar jaar wat ons hom nou al toets en hierdie 2 jaar wat in 'n kommersiële sit, het ons regtig nog nie in die steek gelaat nie. Om jou idee te gee, jy het gevra oor die opbrengste waarin ons selekteer. Ons moet ook verstaan dat waar en wanneer jy hom plant het 'n groot effek op die opbrengste, maar ons het op hierdie ding al oor die 4 ton gestroop in die Botawil area. So jy jok. Yes, ek kan vir jou sê ons het 4.3 ton gestroop in verskoon my, was dit nie Botawil nie, Wesselsbron. In die Wesselsbron area. Wel is naby genoeg aan mekaar, nee. Nou in die driehoek. Kom ons stel dit so. Nee, so maar as jy
wie is die ding wat ek nou weet van sonneblomme? Tradisioneel het hy 'n 3 ton dak op sy kop. En skielik wil jy vir my sê ons kan nou 4,5 tonne hektaar toe gaan met oliepremie. Yes. Maar dan kan ek mos nou weer begin besproeiing sonneblomme plant. Dan begin die som mos nou weer sin maak. Die som klop. Nee, so ek dink die groot ding gaan oor die dak wat tradisioneel geplaas is vir die sonneblom gaan oor jou bestuurspraktyke. By Syngenta het ons 'n gedeelte van dit wat ons doen in terme van ons navorsing. Ons praat van CropX. Dis waar ons eie kultivars vat en ons gaan toets hulle op verskillende bewerkingspraktyke. So mens moet verstaan, jy kry genotipe en omgewing wat 'n effek het op opbrengs, maar die derde komponent is jou bewerkingspraktyke, jou management van jou sonneblom. So teen watse stande plant jy hom? Hoe laat plant jy hom? Waar plant jy hom? Watse grondtipes plant jy hom? Watse kunsmistoedienings gee jy? So ek dink daar's baie goed wat in die sonneblombedryf nog nie eers aangeraak is nie, wat daai ceiling vir ons gaan lig op die einde van die dag. En ons as Syngenta wil in daai space wil ons fokus om vir die boer die hele pakkie te kan gee, om te sê dis nie net die genetika wat ons vir jou gee nie. Kom ons kyk of ons vir jou die hele resep kan gee om die ceiling te kan lig. Right, so, lig jou ceiling saam met Sensaku/Syngenta se sonneblomme deur middel van opbrengs en olie. Ek koop al in hierdie olie besigheid in van die begin af. Jy weet as jy kan 4 ton sonneblom stroop, nee. Kom ons sê hy jok vir 0,5 ton by daar, nee. Die kort en die lank is dan begin hierdie goed regtig sin maak en as 'n alternatief na die party toe kom wat jy net meer en meer winsgewend kan wees in jou boerdery. Maar soos alles in die lewe, ek meen jy moet daai ding try by jou, kyk hoe hy werk, vat 'n stukkie plant hom en ease in dit in, maak seker dat jy weet, okay, right, dit is hoe die ding werk en dit is hoe ek basies my waarde kry op die einde van die dag. As jy belangstel om met hulle in kontak te kom, linkie bo of hier onder, en dat hulle vir jou op die boerdery kom kuier, en dan kyk hulle, of kom jy jou naaste Sensaku agent in aanraking, en laat jy kan kyk hoe kan hulle vir jou waarde toevoeg. Kort en die lank is, hierdie is die tipe van goed waarna ons moet kyk om volhoubaar te wees in die toekoms. So, dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.